Johannes 2 is Jesus se eerste wonderwerk. Johannes 2 sê, en op die derde dag was daar 'n bruiloft te Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruiloft genooi. En toe daar wyn kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir hulle sê moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het tot bote vol gemaak, en hy sê aan hulle, skep nou uit, en bring dit aan die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy nie geweet het waar dit van was nie, maar die dienaars wat die water skep het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte. Maar eer die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Daarna het hy na Kapernaum afgegaan, en sy moeder en sy broers en sy disippels, en hulle het daar nie baie dae gebly nie. Nou hierdie is 'n wonderwerk, die eerste van Jesus se wonderwerke by 'n bruiloft, waar hulle 'n probleem ontwikkel het, en toe moes Jesus die probleem oplos. Nou, die onderwerp waaroor ek praat vanmôre is die wyn. Ons het nou gesing van die wyn, en dit pas aan by die boodskap. As jy dit soek, sal jy dit kry, die goeie wyn. Maar daar's iets anders wat ons nie altyd verstaan in hierdie verhaal nie, en nou wil ons daaroor praat. En die tema is, die beste wyn word toe laaste bedien. Die beste wyn word laaste bedien. Jesus wil ons hier perspektief gee op hoe God werk, en hoe die mens werk, en hoe ons moet optree. Dit kom by die waarheid uit, en die bruiloft van Israel kan tot 8 dae lank duur. En elke dag is daar kanne vol wyn. Hy sê 6 klipkanne wat elkeen 'n klomp wyn hou. En dan drink hierdie mense die wyn. Hulle drink die lekker wyn in die môre tot die middag, en hier wanneer dit laat word, wanneer hulle goed gedrink het en begin slinger, dan gee hulle vir hulle slegte wyn, suurwyn. Die ouens in die Kaap praat van Valjapie. Dan kry hulle daai wyn, en dan drink hulle dit. En dan drink hulle is lekker, want hulle kan nie meer lekker proe nie. En so was dit die tradisie in Israel, wanneer daar 'n bruiloft is, dat die beste wyn word in die begin gedrink, sodat die mense kan gelukkig wees en vrolik wees, en dit is 'n lekker bruiloft hierdie. En wanneer hulle meer lekker kan dink, dan hoort dit aan lekker wees. So dit is die plig van die bruidegom om elke dag eers goeie wyn voor te sit. Die bruidegom is hierdie ding reël, dat daar elke dag genoeg goeie wyn is vir hierdie 7 of 8 dae, sodat die mense nie op om gelukkig te wees en fees te vier nie. Dit alles gegaan om die fees van die huwelik. En daarom gaan ons nie baie uitbrei, miskien later eendag oor die Joodse fees of 'n huwelik. Maar die reël was, wanneer die mense nie meer heeltemal nugter is nie, word die goedkoop wyn of slegste wyn voorgesit. Dit het geld gespaar vir hierdie bruidegom, want die wyn was duur. So, in 'n sin is dit bedrieglik, maar dit gaan om die genieting en die plesier en die besparing. So die hele proses het kenmerke, eienskappe, wat die mense moet oplet. Hoekom dit en hoekom dat? So die mense het altyd eers die goeie voor. En hierdie wonderwerk wys vir ons wat is die reël van die lewe in ons lewens. Ons wil eers die goeie hê, en ons wil altyd die goeie geniet. En ons wil eers begin in ons lewens met die goeie dinge. En nou wil ek vir u wys hoe werk dit in die lewe, sodat ons nie agterstevoor lewe soos ons leef nie, maar dat ons lewe omdraai en reg begin lewe. Ons sien dit in die volgende dinge, hoe dat die mens verkeerd leef, agterstevoor as het ware lewe.
soos hierdie mense in Tekana, sit die goeie wyn voor, en laat die mense lekker partytjie hou. Nou sien ons hierdie dinge in die lewe, soos ek gesê het, en dit wil ek vir julle verduidelik. Dan sien ons in die eerste plek in onbesorgdheid van die jeug. Die jong mense lewe om dit te geniet. Hulle wil net alles geniet, want dit is lekker, en dit is fantasties om jong te wees. Daar's krag, daar's tyd, daar's geleenthede, daar's moontlikhede, en ons wil dit net geniet. Nou sê Prediker, dis goed, maar hy sê in Prediker 12 vers 1, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, nie aan die wyn nie. Voordat die ongelukkige dae kom, die jare sal aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Hulle geniet nou die goeie van die lewe, wat nie verkeerd is nie. God wil nie hê ons moet niks hê nie, en niks geniet nie, maar ons praat oor iets anders. Voordat die ongelukkige dae kom, in die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Dis die slegte wyn wat nou gegee word in die lewe. Ons geniet die jong mens lewe, en ons niks fout daarmee om het reg te geniet nie, maar dan kom die slegte agterna. Vir die wat die eerste deel verkeerd benader het, gaan daar slegte tye kom. Baie beland in die tronk, baie sterf voor hulle tyd, baie raak in dwelms betrokke, en in al hierdie dinge, omdat hulle nie gedink het in Prediker 12 vers 1, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, die jare sal aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Ek het nou genoeg gehad, die goeie wyn is nou klaar, nou kom die verkeerde dinge. So, hulle geniet die jeug, maar dan kom die swaar tye. Johannes die apostel skryf in 1 Johannes 2 vers 14, ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, julle die bose oorwin het. Hierdie was die jong manne, wat die goeie geniet het, maar tog ook aan hulle Skepper gedink het, in die dae van die jonkheid, en die woord van God aanvaar het. Dan sal die agterna nie so erg wees nie, maar daar is nog fases in die lewe wat kom. So, later kom die moegheid en die pyne, as die lekker wyn opgedrink is van die lewe. En dit is hoe die mens is. Ons sien dit ook in die wet en genade. Die wet nie nou die genade. Jesus kom en hy verlos hierdie bruidegom en maak oorvloedige wyn, goeie wyn verlaaste. Die wyn het opgeraak en die skande het gekom oor daardie bruidegom, want dit mag nie gebeur nie. Ekskuus. Jammer. Dit mag nie gebeur dat hierdie wyn opraak nie. En toe kom Jesus daaraan en hy verander die situasie. Soos dit in die lewe 6000 jaar op die aarde, omtrent 4000 jaar gelede, het Moses die wet gekry. En God stuur die wet, en die wet kon niks reg kry nie. God stuur die wet, onaangenaam vir die mens. En ons gaan nou kyk hoe God eintlik werk. Eerste die wet, onaangenaam. Die mens wil eers die aangename geniet, maar God sê nee, eers die onaangenaam, maar die wet is nie lekker nie. Die beste gee later. Maar Johannes 1 vers 17 sê, die wet het deur Moses gekom. Genade en waarheid kom deur Jesus Christus. Die wet kon niks reg kry met die mens nie. Hy het hulle laat swaar kry. In alle opsigte is die wet geen plesier vir geen mens nie. Dit het al die moeite in die lewe gekos om die wet te onderhou, soos die jong man in Mattheus 17 wat sê, ja, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erwe? Jesus sê, kom doen my goed. Hy sê maar, ek wil die ewige lewe hê. En Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en kom hier en volg my. En toe draai hom en gaan bedroef weg. Hy wou deur die wet die lewe geniet. Hy wil die wet onderhou om 'n fantastiese jong mens te wees. En Jesus sê, dit werk nie, gaan gooi weg die goed. Kom na my toe. Genade is in my nie in die wet nie. So, kom ons gaan verder, ons sien dit in die sonde. Dis eintlik ons probleem hierdie. Die sonde is die mens se grootste probleem. Groter as die duiwel, groter as demone,
groter as enigiets anders. Maar die aantreklikheid van die sonde en die oorwinningskrag daarvan lê in dit dat dit altyd eers die goeie wyn voorsit. Sonde is aantreklik en dis lekker en is aangenaam, dis 'n genot en die genot van die sonde kom eers en bedwelm die sondaar en dan kom die seer. Dis hoe die lewe is. Sonde is lekker. Niemand kan daarteen stry nie. Hy steek sy angel weg in genot en plesier. Die mens geniet die sonde en dan kom daar 'n angel uit die sonde en hy steek vir jou. 1 Korintiërs 15 sê die angel van die sonde, die angel van die dood is die sonde. So, daar's 'n angel in hierdie sonde wat so aantreklik lyk en ons so wegneem op 'n plesierrit op die aarde en alles net wil geniet want sonde is lekker en dan is daar 'n angel wat ons nie raak sien nie. Agterna by die dood, geestelik of fisies, kom die angel uit en hy steek vir jou. So geniet die lewe, geniet die sonde, maar daar's konsekwensies. Daar's nagevolge. En sonde is nie altyd net dade wat ons doen om te gaan drink en te gaan rook en te gaan steel en al daai goed nie. Ons moet sonde reg sien. Die vraag is, wat is die grootste sonde? Daar is baie mense wat stry daaroor en twyfel daaroor en nie weet wat is die grootste sonde nie. Daar is groot sonde en daar is klein sondes. Mense sê sonde is sonde, dis nie waar nie. Enige sonde is sonde. Maar daar is geweldige groot sondes en daar is geweldige kleiner sondetjies. Die groot sondes is die dinge wat God haat. En die grootste sonde is die dinge waarop God 'n vloek plaas. Hy sê in Spreuke 6 vir die vloek van God is in die huis van die goddelose. Jeremia 28 vers 10 sê, vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die Here te doen. Dis die grootste sondes wat in die Bybel verskyn is waarop God 'n vloek plaas. En ons doen dit soms in die lekkerte van ons lewe, want ons wil nie betrokke raak nie. Ons wil nie betrokke raak nie. Maar agterna kom hy en die angel steek vir jou. Groot sondes, wat is die grootste sonde in 'n mens se samestelling? Dit is sonde in jou gesindheid. Daar broei die grootste sondes uit. Die gesindheid van die mens. Die dood kom partymal voortydig. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. En hy sê nie wat 'n dood nie, het kan altyd dode wees. Maar dit staan daar, die loon van die sonde is die dood. En die sondes wat God die meeste haat, is dit wat hy op 'n vloek plaas. En die sonde wat die grootste krag het in 'n mens se lewe, kom uit jou gesindheid. Uit die gesindheid. Agterna kom die verslawing, wanneer mens die sonde so geniet, en dit bind jou, en dit maak van jou slaaf, en daai genietinge word opgehou, die bitterwyn kom nou. Dan byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk, sê Spreuke 23 vers 32. Wanneer die sonde tot sy reg gekom het, dan byt hy jou, dan pik hy jou nas, piet hy gif in jou aard, in jou liggaam, jou siel en gees. Soos 'n basilisk. 'n Basilisk is 'n soort van 'n monster wat in die woestyn bly. So as die dood kom, wat ervaar die mens wat die lewe 'n grap of 'n partytjie gemaak het? Baie mense maak van die lewe 'n grap. Ek sal lewe soos ek wil. Ek wil die lewe geniet. Dis my lewe. Los my uit, sê hulle. Baie keer as ek met 'n mens oor die sonde praat, dis my lewe. Los my uit. Mense kry baie sulke teestand wanneer die mense wil help. Maar hulle maak 'n grap van die lewe. As hulle nou by sulke geval kom. Moses was 'n man met verstand. In die koning se paleis, in Farao se paleis, het Moses geleer. Hy het baie geleer daar. Dis nie alles net negatief nie. Hy het verstand gekry, hy het insig gekry, en hy het perspektief gekry op die lewe, en hy het gesien wat gaan aan in die lewe, want dit was die totale bloudruk van die lewe wat daar in Egipte plaasgevind het, en Moses is in die middel daarvan. En hy het ingesien
En toe verander hy sy perspektief en sy benadering tot die lewe, want hy het gesien, hierdie paleis is my dood. Hier gaan ek 'n doodsterwe en in die ewige hel beland as ek hier bly. So hy kyk toe na die lewe soos deur God se oë. Moses het eers gekyk deur die oë van Farao na die lewe en al sy opvoeders. En hier draai hy om en hy kyk soos God die lewe sien. En hy sê, deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, toe hy groot word, né? Toe is hy verby. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Moses kon nog 40 jaar daar gebly het. Hy sou Farao geword het, en die genot van daai afgodery sou hy kon geniet tot in die diepste vlakke. Maar Moses sê nee, ek sê hierdie goed is nie gesond nie, dit doen my nie meer goed nie, ek het dan verstand gekry, ek wil hier uit, en hy loop weg. Maar, nou draai sy dit om en kyk soos Moses gedoen het, hoe werk dit in God se koninkryk? Hoe werk hierdie wyn storie in God se koninkryk? Dit is wat Jesus hier wil kom demonstreer het, wat mense nie altyd raak sien nie. Wat Jesus by hierdie bruiloft kom demonstreer, is dat God die goeie lewe, die goeie wyn vir laaste bere. Hy gee nie vir jou in so sonde dit doen nie, of so die bose dit doen, of so die wêreld dit doen nie. Hy wêreld is vir laaste, want jy moet op hierdie aarde lewe vir 'n tyd, en jy moet die dinge sien soos Moses gekyk het, om perspektief te kry, en dan 'n besluit te neem oor jou lewe, en as jy die regte besluit neem, dan bring God die goeie wyn vir jou. En daar is baie daarom te sê. So ons sien dit in die skepping en in die finale skepping. Ons leef nou in 'n skepping wat vervloek is, op 'n aarde wat vervloek is, deur Satan en Adam en Eva. Daar kom 'n nuwe skepping, Openbaring 21 en 22 praat daarvan. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar geregtigheid sal woon, daar sal nie sonde wees nie. Daar sal nie goeie wyn wees wat vir 'n laaste geberg moet word nie. Alles sal volmaak wees. En dit is hoe God se koninkryk werk. Hierdie skepping is glad nie aangenaam nie. In Psalm 90 sê Moses, die dae van ons jare, daar is 70 jaar. As ons baie sterk is, 80 jaar. Maar die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. En al my 80 jaar het ek dit gesien, soos Moses. So, daar is moeite en verdriet op hierdie aarde, dis glad nie 'n aangename plek nie, daar is oorlog, daar is peste, daar is aardbewings, daar is allerlei vloeke op die aarde, daar is 'n horde van demone en bose geeste, daar is mense wat boos gemaak het, daar is stelsels wat boos is, alles is net verkeerd. En nou sê ons wil dit geniet. Nou sê die sonde geniet dit. Kyk verby die ander dinge, en haal die lekker uit, en geniet dit. Maar God sien anders. Ons sien dit ook in die wet van progressiewe openbaring van God se heil. God is besig om dinge te openbaar. En hy wil vir ons wys hoe werk dit in sy koninkryk. Deur hierdie gelykenis of hierdie wonderwerk en deur ander dinge wil hy vir ons wys hoe werk sy koninkryk. En hy werk sy plan vir die mens. In Hebreërs 1 vers 1 sê hy, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, want hy is erfgenaam van alles aangestel en deur wie hy op die wêreld gemaak het. God het eers deur normale mense met die volk gepraat, en hy het later profete gestuur, deur omstandighede gepraat. Hy sê maar nou, in die nuwe dimensie wat hy kom, nader aan die heil van God se heerlikheid hierna, stuur hy sy Seun om met ons te praat. En waar praat die Seun met ons? Deur sy woord, in jou gewete, deur die Heilige Gees, deur die skepping daar buite, in jou omstandighede, deur siektes, deur alles praat die Seun met ons. En hy praat so goed, dat die mens wie sy oor oop is, sal hoor wat hy sê. In Openbaring hoofstuk 2 en 3 word daar 7 keer gesê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, maar ons oor is toe. Want ons oor luister na die dinge van die wêreld, en ons oor kyk daarna.
En baie mense sien niks raak nie. Hulle sien nie God se dinge raak nie. Daar is in die geskiedenis baie mense wat eers die slegte gekry het in hierdie wêreld, totdat God gekom het in die goeie wyn, soos by Kana vir hulle gegee. En ons kyk nou na 1 of 2. Abraham, hy was 'n swerweling. Hy het in die woestyn gebly in 'n tent, in tente. En toe word hy die vader van die gelowiges, nadat hy God ontdek het en ontmoet het. Toe word hy die vriend van God, die enigste plek in die Bybel, behalwe 'n ander plek waar 'n man 'n vriend van God genoem word. Wie kan vir my sê, waar is 'n ander plek waar 'n persoon die vriend van God genoem word? Heb ek hoor? Wat sê jy? Nee, is nie hier nog nie. Kinders van God in Johannes 15, hy sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel, sê Jesus in Johannes 15. So jy kan ook 'n vriend van God wees, nie net Abraham nie. Doen jy wat Jesus sê, doen jy sy wil, loop jy die pad van heiligmaking, help jy ander mense, glo jy werklik in God, of glo jy maar net aan God? Jesus sê, as julle doen wat ek sê, sal ek julle my vriende noem. So jy moet weet vanmôre, het jy vriendskap met Jesus? Of glo jy maar net, hy is God? Hy is jou vriend. Het jy 'n vriendsverhouding met hom? Nie hierdie eenvoudige, patetiese ding wat hulle sê, ek loop hier langs Jesus en ek noem hom op sy naam en ek sulke goed nie. Nee, as jy 'n vriend van die Heiland is, dan gaan die koninkryk van God vir jou oop. Dan gaan die toekoms vir jou oop. En dan kom die Heilige Gees, soos Johannes 16 sê, en hy openbaar die toekomstige dinge aan ons. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het hy, met Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder te weet waar hy sou kom. Nou sê in Jesaja 8:41, maar jy Israel my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham my vriend. Abraham sit nou daar in die paradys, en hy sien 'n nageslag, soos die sand van die see, en soos die sterre van die hemel sê, Genesis 15. En hy sien daar die keuse wat ek gemaak het, om die genot van die lewe op te offer, om my seun te slag, en vir God te gee, het nou sy saad, het nou sy gevolge, 'n nageslag soos die sand van die see. En wat gaan Abraham met ons doen daarbo, as hy so baie van ons het, om na te kyk? Hy het 'n groot werk, maar hy het self veroorsaak, soos die sand van die see, is die nageslag van Abraham, omdat hy die goeie wyn vir laaste verkies het. Ons sien Dawid, 'n skaapwagter, 'n seunrooierig klein, daar een kant, die ander broers is in die weermag, en hulle hou hulle self groot, toe hy daar by hulle kom, en paasteur met kaas, en Goliat is daar, en hulle sê van, wat soek jy hier? So 'n snedige vraag, wat soek jy hier? En Dawid moet maar terugstaan, en op die einde, toe word hierdie skaapwagter 'n koning, die grootste koning wat nog op die aarde geleef het, was Dawid, waar Jesus. In Handelinge praat Stefanus hiervan, of Paulus, en nadat hy hom Saul afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. In die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Deur Dawid se keuse kom die seun van God uit sy geslag hierdie aarde binne. So groot kan jou lewe wees. So groot kan 'n mens se lewe word, as jy jou lewe omswaai en die goeie wyn vir later hou. Met ander woorde, as jy inpas by God se wil en God se koninkryk. Die bedelaar Lukas 16. 'n bedelaar met die naam van Lazarus,
een van die mooiste verhale in die Bybel, maar hulle skryf daar, dit is 'n gelykenis, dit is nie 'n gelykenis, dit is 'n verhaal. Moet dit nie te sien as 'n gelykenis. Hy sê daar was 'n bedelaar in die naam van Lazarus wat vol smere voor die ryk man se poort gelê het. En hy verlang om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy smere gelê. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Daar is hy terug by die groot man Abraham. Hy het hier krummels geëet, die honde het hom gelek om gesond te word. Hy het gelê, hy kon nie loop nie. En sy siel gaan uit. En hy kom daar by Abraham. En hoor nou wat gebeur daar. En die ryk man het ook gesterf, hy is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl in smarte was, sien hy na Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En nou sê die Bybel en hy roep, en sê Vader Abraham, stuur vir Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan sit en my tong verkoel, want hy kry smarte in hierdie vlam. Hy het die lewe geniet, hy was ryk, hy het purper en fyn linne gedra, sê die Bybel. En hy het verby hierdie ou geloop elke dag. En sê, wat soek jy by my? En Abraham sê van die kind onthou, dat jy in die lewe jou goeie gehad het en Lazarus die slegte. Maar nou word hy getroos en jy is smarte. Dis die tipe van die werkinge van die koninkryk en in die koninkryk van God. So, hierdie is vir ons 'n bewys daarvan dat daar iets in hierdie bruilofse wonderwerk is wat Jesus vir ons wil verduidelik. En dit is dat die mens altyd die goeie eerste wil hê en los dit maar vir later. Ek sal sien as ek oud word of ek nog gaan okay wees. Ek sal sien of ek nog lewe as ek 50 is. Maar ek wil nou die lewe geniet. Ek wil nou alles inboesem en inpalm en ek wil al die genot van die lewe hê vir myself. En ons kyk nie na wat voor hom toe kom nie. Maar Jesus kom, toe hy klaar die slegte wyn gedrink het en die aardse goeie wyn, kom en hy bring vir hulle hemelse wyn. En hy sê, dis die goeie wyn, dis 'n tipe van die lewe wat ek vir julle wil gee. Maak 'n keuse, draai om en kom na my toe. Ek het die goeie wyn van die ewige lewe. So dis in die roeping van die kind van God ook so. As jy 'n kind van die Here is vanmôre, dan sê die Bybel, soos geskryf is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mense opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Dan kan mens baie maklik sê, ek het die Here lief. Maar liefde soek bewyse. As jy sê ek het God lief, moet daar bewyse wees dat jy God lief het, nie met jou lippe nie, met jou dade. Jy moet bewys dat jy gehoorsaam is om sy koninkryk te bevorder, om hom te dien en te aanbid, om die slegte lewe wat kom moontlik te aanvaar en nie daaroor te kla heeldag nie, maar om met jou siel uit te fokus op die ewige dinge, op die goeie wyn. As 'n mens fokus op die goeie, dan raak die slegte vir jou al minder belangrik. 2 Korintiërs sê, daarom gee ons nie moed op nie. Ons stry ons op hierdie aarde, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dis die goeie wyn wat God hou vir hulle wat dink, hulle wat hulle verstand gebruik, hulle wat hulle lewe lief het. So God hou die beste vir laaste. Ons moet perspektief kry op God se weë. Jesaja 55 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. So, wat is die antwoord vir die mens op die aarde? Jy moet begin fokus op hoe dink God. En dis wat hier vir ons geleer word. Hoe dink God en hoe werk God? Jy kan jou eie gedagtes lief hê en heeldag dink aan jou eie dingetjies. Jy kan ander mense se gedagtes nog infiltreer om hulle lewens te vergal of te in te kleer. Maar hoe dink God? Die enigste antwoord is God dink uit volmaakte liefde. God is liefde.
En as God dink hy net uit volmaakte liefde. En as ons nie God lief het en ons bewys dit nie, het ons geen toekoms nie. Dis nou maar dit. So daarom moet ons hom nooi in ons lewe in, soos Jesus en sy disippels na die bruilof van Kana genooi was. Daar het hy bewys hoe werk God. So sonder hom loop alles skief. Alles skief. En dan bring hy nog sy aanbod in Matteus 11, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Julle sal rus vind vir julle siele. So Jesus wag vir jou miskien. Vir wie hy wag, weet ek nie. Maar die boodskap gaan aan buitekant iemand raak, wat nood het, wat die lewe verkeerd benader, wat moet 'n wysiging maak in die lewe. So daarom moet ons volhard tot die einde toe, maar dan kom die goeie. Moenie kerm oor hierdie lewe wat so swaar is en so moeilik is en so sleg is nie. Leef hom, leef dit. Hulle het Jesus verwerp, hulle sy profete gestenig, hulle het hulle doodgemaak, hulle het in putte gegooi, hulle is in stukke gekap en so aan. En kom ons nou beter lewe as hulle. Vir wat? So mag die Here ons gee, om te fokus op dit wat waarlik belangrik is. En die belangrike is dit wat laaste kom, die laaste dinge, die ewige dinge. Die goeie wat Jesus gee teenoor die tydelike goeie, is van kort te duur vir die lewe op aarde. Dis net plesier. Daar was 'n man wat baie gewonder het oor hierdie dinge, ek is nou amper klaar. Hy het gewonder en hy gekyk na die lewe, nes Moses en nes Dawid en nes baie ander. Hy het gewonder, hoe werk dit? En die antwoord vir hierdie vraag is in Psalm 73, jy moet hom bestudeer, baie bestudeer. In Psalm 73 worstel Asaf met hierdie probleem, hoe moet ek die lewe verstaan? Kyk na hierdie mense hier rondom my. Hulle is sterk, hulle is ryk, hulle geniet die lewe, hulle het alles wat hulle wil hê, en hulle lag oor die dag van die toekoms. Wat sê Psalm 73? Hulle oë pyl uit van die vet, die inbeeldinge van hulle hart loop oor, en dan hulle sê wat hulle wil. Hulle spot en spreek in boosheid verdrukking. Hulle spreek in die hoogte, hulle stel hulle mond teen die hemel, en hulle tong wandel op die aarde. Kyk soos die goddelose mense, en altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom. Nou sê die man, toe, ek het nagedink om te verstaan, maar dit was moeite van my oor. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, jy stel hulle op gladde plekke, en laat hulle in pyn val. Almal rondom het hulle rykdomme vertoon. Hulle het geëet en gedrink en gekuier en alles gedoen, soveel as wat hulle wil. Hy sê hulle oor uitgepeel van vettigheid. Ek weet nie werk dit nie, maar dit is so. En toe sê Asaf, ek verstaan het nie. Maar die woordjie totdat gee die sleutel, totdat ek in die heiligdomme van God ingaan en kyk hoe werk hy van sy kant af. En hy sê, daar gly hulle voete onder hulle uit. Word op gladde plekke gestel. En ek van die pyn. So mag God ons genade gee om verstandig te wees. Om die lewe reg te kyk en reg te benader. Amen.